Here, dankie dat ons in U naam teen U kan wees vanoggend. Heilige Gees, dankie vir U teenwoordigheid. Here, dankie vir die liefde en die waarheid. Dankie vir die krag wat daar in U is, die getuienis wat in U is. Here, dankie vir die woorde. Dankie vir die rus wat daar in U is, Vader. Vader, dankie dat ons na U toe kan kom en wat se omstandighede ook al is, kan stil word by U en U rus kan ervaar. Dankie dat ons vanoggend vir U kon aanbid en net rustig by U wees en weet dat U God is, dat U die lewendige God is, dat U die enigste God is. Ons kom vanoggend so na U toe in die naam van die Here Jesus Christus en ons eer U, Vader. Vader, ons kom bid vir U vanoggend en ons vra dat U ons sal toemaak met U liefde, toemaak met U beskerming en toemaak met U waarheid. Vader, U ken ons omstandighede. U weet wat in elkeen van ons lewens aangaan. En ek vra dat U ons net so kom toevul. Dat U beskermende hand oor ons sit, maar nie oor ons nie, Vader, ook oor ons geliefdes, oor ons kinders, maar ook oor ons ouers. Dankie dat U hulle so toemaak en dat U kom en dat U hulle so beskerm. Ons bid ook vir elkeen van ons groep wat vanoggend nie is nie, wat nie kan wees nie, en ons dra hulle so aan U op, Vader. Ons dra ook so hulle beskerming aan U op, waar hulle op die paaie is, waar hulle besig is op plekke, vra ons dat U hulle sal seën, dat U U hand op hulle sal hou. Vader, ons kom nou so en ons kom bid vir elke plek van byeenkoms vanoggend waar U naam aangeroep word. Ons kom vra U seëninge daar. Ons kom vra dat U hand so oor dit sal uitsteek. Ons kom vra vir woorde van waarheid, Vader. Ons kom bid dat U die kern sal wees van elkeen van hierdie byeenkomste. Dat U woord die kern sal wees, Vader. Dat U woord uitgelig sal word, dat U woord duidelik sal word, wees, dat die woord sal insig vind en sal lewe bring. Ons bid vir lewe wat gespreek word, Vader. Vader, dankie dat ons kan besig wees met U woord. U woord wat waarheid is, U woord wat krag is, U woord wat lewend is. Ek bid dat U vanoggend vir ons uit die woord uit sal kom leer, dat U woord vir ons sal kom oopbreek. Vader, ek bid dat U woord soos lewende water uit ons sal uitvloei, sodat waar ons ook al gaan, U woord uit ons sal uitvloei. U woord 'n getuienis sal wees. U woord lewend in ons sal wees. Vader, dankie dat ons vanoggend kan kom en dat ons kinders aan U kan kom opdra. Vader, ek bid dat U hulle paaie sal gelyk maak. Dat U die deure vir hulle sal oopmaak van waar hulle moet gaan. Ek bid dat U hulle oë sal oopmaak, Vader, dat U hulle voorkoppe sal hard maak teen die aanslag van die wêreld. Dat U hulle die krag sal gee om te staan. Dat U hulle enkels sal sterk maak om te staan, Vader. Maar ook om te hardloop op die hoë plekke. Dankie dat ons hulle so voor U kan bring. Kan weet dat U beskerming op hulle is. En Vader, seën die woorde van my mond. En ek vra dat die krag van U woord ons krag sal wees vandag. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Okay, ons is besig met Johannes en Johannes 9 gaan nie verjaar gebeur nie. Het gaan nog 'n tydjie vat voor ons daar kom. Okay, ons het laasweek klaar gemaak met die inleiding van Johannes. Wie Johannes was, hoekom hy hierdie evangelie geskryf het, wat sy doel met hom met die evangelie was en hoekom dit soveel verskil van die ander evangelies. Hierdie is die evangelie wat nie net kom vertel wat Jesus gedoen het nie. Ons het nou gehoor van die wonderwerk van die man wat genees is wat nie kon sien nie. Dis een van die 7 wonderwerke in Johannes. Maar Johannes kom vertel nie vir ons wat Jesus kom doen het nie.
Johannes se evangelie kom wys vir ons wie Jesus is. Johannes kom wys vir ons Jesus as God. Ons het ook begin kyk na wat hy skryf vanaf vers 1 in hoofstuk 1. Hy beskryf Jesus wat daar was van voor die skepping af. Jesus wat in aangesig tot aangesig met God was. Dit was voor die skepping, voor die tydperk wat ons die vermoë het om na toe terug te dink. Voor dit als was Jesus reeds God. Kom ons lees weer verse 1 tot 4 van Johannes 1. Vers 1. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het tot hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Ons is nog steeds besig met vers 1. Laasweek het ons gesê dat Jesus daar was van die begin af. Dit klink beter in die Engelse Bybel as ons lees from everlasting to everlasting. Verder stel die vers dat hy saam met God was, van aangesig tot aangesig met God, en dat hy met God gepraat het. Dis die betekenis wat ons kry uit die Grieks. Ons het egter 'n derde kenmerk van Jesus in vers 1, die woord. Jesus was self God. Hierdie is 'n baie belangrike stelling, sommer hier in die eerste vers van die evangelie. Die moslems erken ook Jesus as 'n profeet. Baie erken Jesus het geleef en dat Jesus 'n goeie mens was. Daar is egter 'n menigte wat nie glo dat hy God is nie. Johannes kom en hy plaas nie beperkings op hierdie stelling van hom nie. Hy sê nie dat Jesus soos God was nie, of dat daar baie van God in Jesus was nie. Nee, Johannes kom en hy skryf eenvoudig, Jesus was God. Die kenmerke wat ons aan God kan toeskryf, kan ons ook aan Jesus toeskryf, en ook andersom. Jesus was van die begin. Verder as dit wat ons kan terugdink, was hy al daar. Hy was van die begin af by God, maar hy was ook van die begin af God. Nou hierdie is 3 belangrike stellings in ons geloof. Ons kan nie een van hierdie stellings uitlos nie. Hierdie 3 stellings onderskryf ons geloof. As daar nie ewigheid in Jesus is nie, kan hy nie vir ons 'n ewige lewe bied nie. As Jesus nie 'n persoonlikheid gehad het en saam met God was en met God gesels het nie, kan hy nie ons vriend en ons verlosser wees nie. As Jesus nie God is nie, kan hy nie ons sondes vergeef nie. Slegs God kan ons sondes vergeef. Dit is weens die 3 kenmerke in vers 1 wat Jesus vir ons kan doen, wat geen ander mens vir ons kan doen nie. Nou as ons na die eerste 4 verse van Johannes lees, dan kan ons wonder en vra oor die gebruik van die woord woord. Hoekom skryf hy die woord? Hoekom skryf hy nie Jesus nie? Kom ons lees gou nog 2 ander verse uit Johannes. Johannes 1 vers 14 en ook vers 18. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Niemand het God ooit gesien nie. Sy enigste seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. Die woord is die eerste titel wat Johannes aan Jesus toeskryf, en hy gebruik elke titel met 'n rede. Elke titel wat hy vir Jesus gee hy met 'n rede. Daar is 2 redes hoekom hy Jesus die woord noem hier. Jesus is slegs die naam van 'n persoon wat in Jerusalem gebore is. Dit was nie die naam wat hy gehad het van die begin af nie. Ek kan amper nie myself hoor hê. Dit was nie die naam wat Jesus gehad het van die begin af, toe hy die hemel en die aarde geskep het nie. Jesus is 'n menslike naam, en dit is ook die beskrywing van dit wat hy op aarde kom doen het.
Vir Johannes om nou te skryf dat Jesus van die begin af daar was, maak nie vir hom sin nie. Die rede hoekom hy nie die naam Jesus tot later in die hoofstuk gebruik nie, is omdat hy vir Jesus 'n titel wil gee wat beskryf wat hy gedoen het voordat Jesus aarde toe gekom het. Hy besluit om die Grieks te gebruik van dit wat ons vandag ken as die woord. Wat beteken dit vir sy lesers? Wat beteken dit vir ons vandag? Kom ons begin by wat dit vir ons beteken. Die woord is iets wat twee mense bymekaar bind. Dis 'n klank wat die gedagte van een persoon verbaliseer, sodat dit by 'n ander persoon se verstand kan ingaan. 'n Woord is dus 'n klank wat 'n skakel is tussen twee persone. Jesus kom en hy beeld God uit, en God gaan in die mens in. Op hierdie manier kon God en God se gedagtes en woorde in die mens en die mens se brein inkom. Jesus is dan die een wat tussen God en die mens kommunikeer. Om die rede kan ons nie by God uitkom sonder Jesus nie. En om die rede sê Jesus dat niemand by die Vader kan uitkom sonder hom nie. In Johannes 14 vers 6 sê Jesus het vir hom gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. God praat in Jesus en deur Jesus kan God in ons lewens inkom. Dit is wat dit vandag vir ons kan beteken. Onthou, Johannes skryf egter vir die mense van sy tyd, en vir hulle het dit dalk 'n ander betekenis gehad. Johannes skryf hierdie evangelie terwyl hy 'n ou man was in die stad Efesus. Nou omtrent 600 jaar voor Johannes hierdie evangelie geskryf het, was daar in Efesus 'n Griek met die naam Heraklitus. Hy was een van die Griekse denkers, en hy kyk na die wêreld en hy sien hoe dinge rondom hom verander. Die natuur verander, mense verander en die geskiedenis verander. Soos hulle denkers was, vra hy die vraag, is daar 'n rede vir dit als? Is daar 'n doel agter dit als? Is daar logika agter dit als? En dan die belangrike vraag, is daar logos agter dit als? Die logos beteken dan vir ons woord vandag. Vandag vra die mense dieselfde vraag as wat Heraklitus gevra het. Nou as ons by die antwoord aankom dat alles net chaos is, dat daar geen rede vir enigiets is nie, dan dink ek sou die lewe maar 'n nodelose besigheid gewees het. Heraklitus kom en hy sê, daar moet logika agter alles wees wat gebeur. Is daar dan enige logos? Hy kom tot die gevolgtrekking dat daar logika of logos agter alles moet wees. Hy soek hierdie logos in die natuur. Hy soek daarvoor in die geskiedenis en die mense, maar hy kom nie by hierdie logika of logos uit nie. Vandag gaan hierdie soeke nog voort. Ons sit net hierdie lettergreep logie agter die soeke. Biologie is die bio of lewe en die woord logos, die soeke na die rede vir lewe. Fisiologie is die studie na logika van die menslike gedrag, die logos. Sosiologie is die studie van groepsgedrag. Al die studies het die woord logos in, en almal soek nog steeds na die betekenis van die lewe. Heraklitus kom nie by die betekenis uit nie, maar 'n paar eeue later is daar 'n Jood wat in Egipte leef, en sy naam is Philo. Hy begin om Heraklitus se werk te bestudeer, en hy kom tot die gevolgtrekking dat daar logika, 'n woord en 'n rede moet wees. Philo is 'n Jood en hy ken die Ou Testament en dink aan wat in die begin daarvan staan. God het gespreek en gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. God het nie gedink nie. God het hierdie woorde gesê, laat daar lig wees. Hy kom tot die gevolgtrekking dat God die wêreld geskep het deur die woord. God het die wêreld geskep deur logos. Hy sien dan die logos as die skakel tussen God en die natuur. Johannes kom dan en hy skryf, die een wat julle soek, die een wat alles bymekaar hou,
die Logos, ek ken hom, ek kan vir julle sy naam gee, ek kan vir julle van hom vertel. Hierdie Logos was van die begin af daar, van aangesig tot aangesig met God. Hy is nie in die natuur nie, hy is nie iets nie, hy is God. Vandag soek die mensdom nog steeds na die betekenis en die rede vir die lewe. Ons kan egter net na Hebreërs 1 vers 3 gaan kyk. He is the sole expression of the glory of God, the light being, the outraying of radiance of divine, and he is the perfect imprint and very image of God's nature, upholding and maintaining and guiding and propelling the universe by his mighty word and power. When he had by offering himself accomplished our cleansing of sin and riddance of guilt, he sat down at the right hand of the divine majesty on high. Net 'n side note wat ek hier vang. And riddance of guilt. Hoe baie keer hou ons nie vas aan hierdie skuld nie. Hoe baie keer dra ons nie die skuldlas nie. Die skrywer van Hebreërs sê, Jesus het ons kom losmaak van hierdie skuld. Die wat Jesus het hierdie antwoorde waarna die wêreld soek. Kom ons kyk net gou wat Paulus ook oor hierdie selfde onderwerp skryf. In Kolossense 1 vers 16 tot 17. God het deur hom alles geskep, hierdie hom is Jesus, wat in die hemel en op die aarde is. Alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie. Konings, heersers, magshebbers, gesagvoerders, alles is in hom en deur hom geskep. Voor alles was hy al daar en deur hom het alles tot stand gekom. Johannes vat hierdie onderwerp verder in vers 3. Toe God die wêreld geskep het hy nie 'n enkele ding geskep sonder Jesus nie. Ook wat Paulus nou gesê het. Dink 'n bietjie daaroor. Dink bietjie oor die natuur en die pragt daarin. Die berge waarop Jesus geloop het, die het hy self geskep. Die see van Galilea waarop hy geloop het hy geskep. Maar Groenberg, hier skyn voor Wellington, die het hy ook geskep. Partykeer sal ek Sondag en wonder hoekom Jesus 'n vlieg geskep het. Maar ek hoef nie 'n rede te gaan soek nie. Nee, ek weet, daar sal 'n rede wees. In vers 4 sien ons dat Jesus die bron van die lewe is. Hierdie is die eerste ding wat Jesus gedoen het, wat Johannes se lewens en ons lewe beïnvloed het, en hy begin sy evangelie hier. Met die skepping van die hemel en die aarde en al die ander dinge, was die mens nog nie daar nie. So, dit het ons nie beïnvloed nie. Hier waar Jesus lewe gee, hier begin dit ons beïnvloed. Met die lering van evolusie is geleer dat die eerste sel 'n baie eenvoudige struktuur was, dat dit met die tyd meer kompleks geraak het. Vandag, deur die wetenskap weet ons dat die eerste sel so kompleks was, dat ons dit nou nog nie ten volle kon verstaan nie. Dat die eerste sel meer kompleks was as ons rekenaars vandag. Hoe het dit gebeur dat hierdie eerste sel so kompleks kon gewees het? Wetenskap kan nie by hierdie antwoord uitkom nie, maar ons weet, ons wat in die lewende God glo, ons weet hoe dit gebeur het. Ons wat Johannes weet, laat dit lees, weet dat die lewe in Jesus was. Dit is waar Johannes begin, met die lewe in Jesus. Voordat hy gebore was in Bethlehem, voordat hy gedoop is in die Jordaan, voordat hy van 30-jarige ouderdom af rondgegaan het en goed gedoen het, was hy daar van die begin af, het hy reeds lewe gegee. Nou voordat ons gaan kyk vanaf na vers 5, gaan ons eers weer na 2 ander verse kyk, en by hierdie tema bly. Ons het hulle al gelees vanoggend, verse 14 en 18 van Johannes 1. Kom ons lees weer vers 14. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Ons het nou na Jesus gekyk, wat van voor alles af daar was. Dat daar lewe in hom is, en dat hy alles geskep het,
En as ons nie al hierdie inhibisies deur ons skooljare opgebou het nie, sou ons in verwondering gesê het, wow, dis amazing. Dit kan egter ook maak dat ons Jesus op 'n ander plek sit, waar hy buite ons bereik is, dat ons nie naby hom kan kom nie. En Johannes bring hom weer terug tot tussen ons in vers 14. Jesus het nadat als mens geword en Jesus kom woon tussen ons. Hy kom as 'n mens met vlees en beleef die wêreld soos ons dit beleef. Jesus kom woon in sy skepping. Die logos van die wêreld word vlees, kom leef tussen sy skepping. Hy kom leef in sy skepping. Maar wat daarvan? Johannes vertel vir ons, hulle het sy heerlikheid gesien. Hulle het die heerlikheid van God gesien. Hulle het hom gesien en hulle het besef, hy is die enigste seun van God. Hulle het God se glorie in Jesus gesien. Johannes sê, ons ken nie die geheimenisse van die heelal nie. Nie alles wat aangaan nie, nie alles wat gebeur nie, maar ons ken die een wat alles gemaak het. Ek en jy kan vandag sê, ons ken die skepper van die heelal. Nie net dit nie, ons kan sê die skepper van die heelal is lief vir ons. Hier is 'n paar groot plase in Wellington, en as van die verkoopsmanne bel, dan gooi hulle baie keer een van hierdie plase se name in. Hulle doen besigheid met hulle, of hulle kom nou daarvandaan af. Dit moet ons wys hoe belangrik hulle is. Hulle ken hierdie mense. Ons kan sê, ons ken die lewende God, die skepper van die hemel en die aarde. Wat 'n stelling om te kan maak. Jare terug was ek op 'n uitreik in die Karoo. Ek was nog vars wedergebore en die Bybel was die enigste boek wat ek gelees het. Ons het by die leier van die kerk tuis gegaan. En die oom het kort vir my gevra, ken jy hierdie skrywer? En later weer, ken jy daardie skrywer? Ek het later gevoel of ek nie veel weet nie. Vandag sou ek vir hom kon antwoord, ek ken die skepper van die hemel en die aarde. Ek het nie nodig om veel meer te ken nie. My skepper ken almal. Kom ons kyk na vers 18. Niemand het God ooit gesien nie. Sy enigste seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. Johannes sluit sy inleiding af met hierdie vers. Niemand het God nog ooit gesien nie. God wat altyd buite bereik was, word nou deur Jesus bekend gemaak. Later sal ons sien dat iemand Filip vir Jesus gesê het, jy sê al hierdie dinge, maar daar is een ding wat jy nog nie gedoen het nie. Wys vir ons God, dit sal vir ons genoeg wees. Jesus sê dan vir Filip, jy was nou al 3 jaar saam met my, en jy ken my nog nie. Hy vra na God, en Jesus vra vir hom, ken jy my nog nie? Dis is skrikwekkend, verstommend wat in die wêreld aangaan. Sommige van ons soek antwoorde op alles. Hoekom? Waarom? Hoe? Ons soek antwoorde in boeke, in die natuur, in die koerant. Aan die begin van die evangelie sê Johannes vir ons, die antwoord is nie iets nie. Die antwoord is iemand, Jesus Christus, die een wat reeds van voor die skepping af daar was. Ons kom nou by die volgende gedeelte van vers 5 tot 17. Eerder as om in diepte daarop in te gaan, kom ons lees dit, en dan kan ons dit die week oordink. Johannes 1 vers 5. Die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar was 'n man wat deur God gestuur is, sy naam was Johannes. Hy het gekom om te getuig, hy moes getuig van die lig, sodat almal deur hom tot geloof kon kom. Hy was self nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die ware lig wat elke mens verlig, was aankom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld het deur hom tot stand gekom, en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore.
Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Johannes getuig van hom en roep uit, dit is hy wat ek bedoel het, toe ek gesê het, hy wat na my kom, is voor my, want hy was reeds voor my daar. Uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. God het die wet deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Daar is so baie goed wat om ons aangaan, soveel geraas, soveel goed wat gebeur. Soms word ons 'n bietjie verwar, soms het ons nie tyd om net stil te staan en te besef, in dit alles, God is. Johannes bring ons terug, hierdie skrywer, daardie skrywer, hierdie kursus, daardie kursus, moenie bekommerd wees nie. Ken Jesus, bly by Jesus. Hy is die een wat skep, die een wat voor die skepping al daar is. Fokus op Jesus, hy het ons lief en hy het 'n plan vir ons. Kunsmatige intelligensie, sosiale media, alles storm vooruit. Miskien is dit tyd om weer terug te kom na die basics, terug te kom by Jesus, terug te kom by die begin van alles, terug te kom by die een wat ons skuldlas weggevat het. Ons sien in die woord, Jesus is lewe, Jesus is lig, Jesus is die waarheid, Jesus is genoeg vir my en ook vir jou. Gaan uit die week en vergeet van die geraas, gaan uit en fokus op Jesus. Amen.